Familie, goeiemôre, dit is Dinsdag. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel het, dankie dat jy saam met ons reis. Ek wil jou vra, wil jy nie vandag hierdie boodskap met iemand deel, wat dit moet hoor nie, en sê vir hulle, hierdie is vandag vir jou. Dankie vir julle wat wel elke dag saam met ons reis, elke dag ons boodskappe deel. En as jy gister ingeskakel het, sal jy weet, ons is besig om te gesels oor saam of teen God. Partykeer voel dit nie net of ons swaar kry nie. Dit voel of jy geestelik op die grond lê. Jy weet jy behoort nader aan God te wees, jy weet jy behoort meer vrug te dra, maar dit gebeur net nie. En dan begin dinge druk. En dis juis hier waar Johannes 15 'n verrassende waarheid oopmaak. In Johannes 15:3 sê Jesus, julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Gister het ons gesien dat die Vader is die wingerdhouer. Vandag kyk ons bietjie dieper na die woord, dat hy sny af of hy neem weg. Die Griekse woord wat hier gebruik word is airio. Dit beteken letterlik om op te lig. Dit gee vir ons 'n ander prentjie van God. Nie 'n tak wat afgesny en weggegooi word nie, maar 'n tak wat in die stof geval het, wat opgetel en weer skoongemaak word. In 'n wingerd gebeur dit gereeld. 'n Tak val van die stok af en lê in die grond. Die son bereik dit nie meer nie, dit raak vuil, dit raak klam, dit begin selfs mif word. Maar 'n goeie wingerdhouer sny dit nie dadelik af nie. Hy lig dit op. Hy was dit af, hy sit dit terug, waar dit kan lig kry, kan son kry en weer kan groei. En dis die beeld wat Jesus gebruik wanneer 'n gelowige vir 'n lang tyd geen vrug dra nie. En dit beteken nie God het hom afgeskryf nie, soos wat ons gister gehoor het. Dit beteken die Vader is besig om hom op te lig, om hom te reinig, om hom terug te bring in die lig van gehoorsaamheid. En hoe doen hy dit? Vers 3 gee ons 'n leidraad. Julle is reeds skoon deur die woord. God se woord was ons, reinig ons, ontbloot dinge in ons gees. En jy hoor vandag dalk hierdie en iets steek vas in jou. Jy lees dalk 'n vers in die Bybel vandag en dit sny diep deur jou. Dit is God wat besig is om te werk in jou lewe. Dis nie per toeval nie. Dis die wingerdhouer wat besig is om jou op te lig. En Hebreërs 12:11 sê, elke vorm van tug lyk vir ons op die oomblik meer na 'n rede vir trane as 'n blydskap. Maar later sal dit vir hulle wat daardeur gedissiplineer is, 'n vredevolle oes oplewer van 'n lewe volgens die wil van God. Let op, die woord vrug, selfstigtiging het 'n doel. En God se ingryping is nie wraak nie. Dit is vorming, dit is herstel, dit is liefde. Familie, wil jy moet vandag besef dat soms gaan daar tugtiging kom. Soms gaan jy op 'n plek kom waar God jou aanspreek. God gee nie net een waarskuwing en dan stap hy weg nie. Hy werk aan jou, hy roep jou, hy reinig jou, hy spreek jou aan, hy druk jou om beter te wees en hy nooi jou tot 'n dieper verhouding. Totdat jy weer begin vrug dra. En dis belangrik. Die proses stop wanneer vrug daar begin. Wanneer jy reageer, wanneer jy gehoorsaam word, dan stop die tugtigingsproses, dan is jy op die herstelpad. En as jy vandag dalk in 'n seisoen is waar dinge ongemaklik is, moenie net bid dat die druk moet ophou nie. Vra eerder, Here, is U besig om my op te lig? Waar lê ek in die stof? Waar het ek U werklik nodig? Want die wingerdhouer se doel is nie om jou te vernietig nie. Hy wil jou vandag optel. Laat hom toe. Here, vanoggend bid ek dat U ons sal optel, dat U ons sal oplig vir die van ons wat in die stof lê. Vir die van ons wat werklik so ver geval het, Here, dat ons nie meer vrug dra nie. Bid ek vandag, Here, dat U sal kom en ons sal optel. Dat U ons weer vas sal maak in die stok sodat ons kan groei. En Here, in hierdie week waar ons gaan gesels oor hoe tugtiging lyk, Here, hoe dit werk volgens die Bybel, Here, bid ek, Here, dat U saggies met ons harte sal kom werk en ons sal oortuig waar ons verkeerd is, in Jesus naam. Amen. Familie, mag jy 'n wonderlike Dinsdag hê. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek sien jou weer môre. Amen.